Hartlike welkom by my kanaal, die van julle wie my nie ken nie. Ek is 'n foodaholic en 'n chocoholic. Vandag gaan ek vir julle wys hoe maak ek my Trish Lachey koek. Julle, dis ongelooflik lekker. Dit is ons dogter se verjaarsdag Sondag. So ek het nou net vir my koppie koffie gemaak. Hier staan hy, ek kry koud. So ek gaan eers gou begin met die nat bestanddele. Julle kan karremelk ook gebruik. Ek maak sommer my eie. En al wat jy doen is 1 koppie melk. Ek plaas dit so vir 50 sekondes in die mikrogolfoond. En dan het ek my groot pyrusbak gesmeer met margarien. Jy kan hom spuit met kosproei ook. En dan by jou lou warm melk voeg ons so 1,5 eetlepel wit asyn. Jy sal sien hy maak sommer skim. Soos julle kan sien. Dan voeg ek by dit 2 teelepels vanilla geersel. 1, 2. En dan apart gaan ons klits 2 koppies wit suiker. 4 eetlepels margarien. Myne is sommer so lekker skeppie. Dan voeg ons die buttermilk, die melk en die vanilla by. Dan sif jy 3 koppies koekmeel boor. Vier teelepels bakpoeier. En 'n halwe teelepel sout. Dan klits ons dit deur en onthou om die kante af te skrap. So dit is 'n stywe deeg. Nou gaan ons apart klits 6 eierwitte. Ons benodig nie die geel nie, maar jy kan dit vries. As jy 'n eier vries, moet jy die geel en die wit apart vries. Gelukkig het ek 'n ekstra stel van hierdie mengers. So ons gaan die eierwitte klits tot stywe punte vorm. Dan gaan ons die eierwitte invou. So jy vou dit maar net in tot jy nie meer eierwitte sien nie. So dit vat maar so 'n oombliekie. Ek skrap maar net daar aan die onderkant van baie van die stywe deeg het nog daar vasgesit. Nou gooi ons dit in ons voorbereide pyrusbak. Ja nee, hierdie bak is groot genoeg vir al hierdie deeg. Maak hom gelyk. En nou gaan hy bak in 'n voorverhitte oond by 180 vir 40 tot 50 minute of tot jou koek gaar is. So die koek is amper gaar. Nou gaan ons gou die sousie maak. Hierdie sousie word glad nie warm gemaak nie, want ons gaan hom gooi oor 'n vuur warm koek. Dan gaan hy lekker intrek, ons gaan hom vol gaatjies steek. So wat jy benodig is net
'n kwart koppie room. Een blik kondensmelk. En dan een blik ingedampte melk wat ideal melk is. Hy hoef nie koud te wees, die myne is kamertemperatuur. En dan gaan ons dit net deurklits. So dit is hy, so vinnig, so maklik, nou wag ons net vir die koek. So dit is hy het 55 minute gebak, julle, ek sê vir my man, die sousie is heerlik. Baie maak die koek met 'n sponskoek, maar ek verkies dit om dit te maak met my wit koek. So ons gaan hom nou vol gaatjies steek, dat al daai sous moet inloop. So jy kan hom ewen bietjie breër, wiggel, gaatjies bietjie groter is, of jy kan een van daai virke gebruik. En soos julle kan sien, daar is meer as genoeg gaatjies. Nou gaan ons net daardie sous net gou weer deurklits. En dan gaan ons hom eweredig stadig bo-oor gooi. So nou moet hy heeltemal afkoel. Dan gaan hy yskas toe vir ten minste 4 tot 6 ure. So julle, terwyl ek wag vir die koek om af te gekoel het, ek is besig om 2 souterte te maak met lekker mushroomsous binne-in, gherkins, room. So die kinders is amper hierso en dan hier is die romerige hoender en champignoenpastei wat hulle gaan geniet vanaand. So nou gaan ons gou die room maak. So as ek julle tip kan gee, as jy long life room gebruik, sit hom 10 minute voor die tyd in die vrieskas, dan klits hy vinniger styf. Maar jy kan vars room ook gebruik. So die enigste ding, omdat ek nie vars room gaan gebruik nie, gaan ek nie strooisuiker byvoeg nie. So as jy vars room gebruik, kan jy 1 tot 2 eetlepels strooisuiker byvoeg. Seker net eers gou skit. En die Spar se long life room julle is 'n 300 ml. En dan voeg ek 'n teelepel vanilla geersel by. En nou gaan ons dit klits tot styf. So julle, ek het nou geproe met die vanilla byproei, nie so soet nie, so ek gaan 1 eetlepel strooisuiker byklits. En hierdie room vat ongelooflik lank om styf te klits. So das hy probeer beter met die eetlepel strooisuiker by.
So ons bedek hom met die room. So julle, ek gaan hom ongelukkig nie sny nie, ons dogter se verjaarsdag, maar wanneer ek hom sny, dan sal ek net aparte videoetjie net byvoeg. Dan kan julle sien hoe lyk hy in die binnekant. En dan sprinkel ons 'n bietjie kaneel bo-oor. Julle, dit is opsioneel, maar ek gee hom net soveel lekkerder. En dan het ek hierso 250 gram arbeie, julle kyk hier mooi rooi. Klein skyfies gesny, ek het hulle afgespoel en nou versier ons die koek. Julle, lyk die darm nou nie heerlik nie. So julle, hier is ons dogter, die birthday girl, en pragtig nie. So sy gaan vir julle sê hoe proe hierdie Tres Lachey koek. Is jy opgewonde? Extremely excited. Sustenance. Klein stukkie, No. groter stukkie. No, that's okay for now. Because remember, that's a piece, we taste that and I take the rest. Getorie. Kyk net daar. There you go, my lady. Nou kan jy sien hoe dit proe. First show. Beautiful, glorious. Jy kan sien hy's lekker nat. Daai sousie daar binne. Okay, time for the taste test. Jy mag nie jok nie, jy moet eerlik wees. Anders te proe weer. Is dit soos 'n appeltaart met No. die sous binne? It kind of has a, I don't know how to describe it. It has a little bit of a, kind of an alcoholic taste almost. Like a tiramisu, that richness of it. It's not very sweet, but it's really good. Okay, Mark. Thank you. Love you So guys. daar sê Toodles. het julle dit van ons dogter af. Probeer hom gerus en geniet elke happie.